Dit is so groot voorreg om met een van die grootste legendes, ek dink in netbal te gesels, Tannie Tobiana Willemse. Welkom by Blindside Netbal. Baie dankie. Ek dink oor die jare het ek die voorreg gehad om onder Tannie se hand te kon speel en te kon netbal speel en te kon leer van netbal. En ek onthou baie jare terug het Tannie se hand so oor my gesig gesit en gesê, jy moet nou fokus. Maar ek het so baie by Tannie geleer, maar ek dink voor ons begin met alles, Tannie was een van die beste Protea verdedigers wat daar ooit was. Maar hoe het Tannie se netbal storie begin as 'n speler? Eintlik op hoërskool in Mamasbury. Was op Swartland Hoërskool, was my skool. En ek is daarna na universiteit toe, Stellenbosch. Maar ons skool het nooit provinsiaal gespeel nie. Ja. Toe ek op Stellenbosch kom as 'n eerste jaar, toe is dit nou Boland netbal. En ons as eerstejaartjies mag nie vir die matiespan gespeel het nie. Ons het 'n eerstejaarspan gehad. En ons spannetjie was ook in die eerste liga. Ons het onder die naam van Koetsenburg gespeel. Sure. So, die Koetsenburg span het teen die maties gespeel. En toe daai jaar toe wen die Koetsenburg span, die matiespan, in die klipliga, en dit was vir hulle vreeslikheid, want ek het 'n vriendin gaan daar gehad, sy was Brenda Odendaal, en Brenda was die hulpdoel en ek was die hulpdoel verdediger. En ons twee was die langste van al die spelers daar op die bane, so dit het goed gegaan met haar. Dit was die laaste jaar wat die eerstejaars nie vir die maties mag gespeel het nie, so hulle het gesien, die eerstejaartjies kan maar as hulle wil. Ja. So, dis eintlik maar daar. En my eerste, daai selfe jaar het ek Boland A gekry. Dit was in 1962. Sure. So, toe's die SA's op Gordons Bay. Ja. En ons was toe die gasheere van die SA toernooi. Op daardie jaar het hulle ook netbalproewe gehad vir die 1963 Wêreldbeker. Nou ons eerstejaartjies is toe nooit eers gereken nie. Daardie jare was Sofs die sterkspan. En toe ons klaar teen Sofs gespeel het, toe Boland vir Sofs gewen, maar dit was na hulle die Woensdag die proewe gehou, en ons het hulle eers die Vrydag was hulle op ons program. Toe kom hulle afrigter en vra of ons twee nie 'n bietjie op Bloemfontein wil kom studeer nie. Nou ja, ons het by die Boland gebly, en dit het goed gegaan, en toe in 1966, dis nou 60 jaar gelede, toe kies hulle Springbokspan, wat in 67 Australië toe sou gaan vir die Wêreldbeker. En op daai toernooi is ek toe gekies as 'n Springbok netbalspeler. Sure. Ons is 'n jaar vroeër gekies, want ons moes self betaal vir alles. So ons moes nou geld gaan uithaal, en ons moes gaan soek, en die familie moes borg, en die skool, ek het gaan skool hou by Hoërskool De Kuilen, in Kuilsrivier, en die skool het vir my baie geld bymekaar gemaak. Ek was ook hulle eerste LO-onderwyseres wat die hoërskool ooit gehad het. So, dit het nou eintlik maar daar begin. So. En as Tannie nou, want ek meen 1967, dis 'n leeftyd terug, maar as Tannie nou moet gaan sê, wat is die een ding wat 'n konstante gebly het in netbal oor die jare heen? As ek nou so moet dink, dan die reëls het baie verander, maar ek dink die groot probleem vandag is ek sal nie sê dis 'n probleem nie. Netbal het 'n bietjie meer, ek dink in Australië en Nieu-Seeland speel 'n baie meer fisiese spel as wat ons in Suid-Afrika gewoond is, veral op skole. So, dit het verander, maar die konstante is dis nog steeds die doele wat die doele moet gooi, want weet jy, dis die enigste sport wat net 2 spelers punte mag hanteer. Ja. En al het jy 5 briljante spelers, as jou doele nie daardie dag hulle ding doen nie, kan jy nie wedstryd wen nie. Ja. So, dit is vir my baie interessant, ek dink die mense besef dit altyd nie. So, ek hou van die
die gefokusheid. Dit was nog al die jare belangrik. As jy speel, jy moet gefokus bly, jy moet kyk, jy moet die basiese dinge moet dieselfde bly, maar ek dink tog die spangees en die samewerking in die groep net so belangrik. Elke ouetjie moet die ander ouetjie se positiewe punte ken en sy swakpunte ken en jy moet daarvolgens ook instel op jou opponent. Jy moet op jou opponent evalueer en sien hoe doen sy dit en dan moet jy dit eintlik dan verander jou spel om, veral as jy verdediger is, selfs met die aanvallende spelers. Kyk hoe verdedig jou maatjie. Waar is haar sterkste kant? Gebruik dan die ander kant as jy ontwyk. So is altyd makliker om aan te val as wat dit is om te verdedig. So ek kry vandag die verdedigers baie jammer. Dis baie moeilik, want as jy sien die kere wat die fluitjie blaas in die sirkel, meeste van die kere is dit die verdediger wat